Die feit dat die Here nie terloops nie, maar aktief en deurgrondend na 'n mens kyk, behoort elkeen van ons diep te laat nadink oor ons lewe. Psalm 11 vers 4 sê, die Here is in sy heilige tempel, die Here is op sy troon in die hemel. Sy oë is oop, sy oë keur die mensekinders. In Spreuke 15 vers 3 staan daar, op elke plek is die oë van die Here, en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Die Here se oë kyk dus weerskante toe. Hy deurgrond en sien die goeie en die slegte raak. Aan die een kant is die wete dat die Here die onreg, die haat, die seermaak en alles wat verkeerd is ook raak sien, is troosvol. Hy weet dus van die onreg wat elkeen van ons aangedoen word. Of dit deur naby familie, deur werkgewers, deur boelies, deur politieke bedrieërs, deur geloofsvyande gedoen word. Hy weet en sien elke kronkelwerk en donkerwerk raak. Van elke oneerlike en onderduimse besluit van mense is hy bewus. Hy sien raak hoe mense hulle mag misbruik en ander onderdruk. Die Here weet, want die Here sien alles raak. Tog, in dieselfde asem wek die wete dat die Here ook die onreg sien, 'n groot huiwering om die minste te sê by my. Hy sien dus ook raak waar ek onreg pleeg en ander seermaak, in my familiekring, teenoor my werknemer, my politieke of my geloofsvyand. Die Here weet, want die Here sien alles van my ook raak. Ook dit wat ek vir ander mense graag wegsteek. Dit lei tot 'n diepe inkyk in myself in. Dit laat my saam met Job vra, hoofstuk 4 vers 17, kan 'n mens ooit onskuldig wees in die oë van God en sonder blaam voor sy Maker staan? Dit laat my saam met Moses bely in Psalm 90 vers 8. U sien ons oortredinge raak. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. En dan wil ek op 'n manier saam met die einste Job bid in hoofstuk 7 vers 19. Wil U nie van my af wegkyk en my 'n oombliekie laat asem skep nie. Here, kyk liewer weg van my af. Moet asseblief nie U oog op my infokus nie. Maak maar asof U my nie raak sien nie. Moenie na my kyk met U oë wat soos vuur vlam en tot in my diepste wese kyk nie. Dis genade om so na jouself te kyk, te midde van alles en almal wat ons in die wêreld om ons raak sien. Dis genade om jou eie blinde kolle te kan sien. Dis genade as ek na die hulle van die wêreld kyk en myself al hoe meer ook maar daar tussen hulle sien lewe. Dis genade want dit is net die Heilige Gees wat my oë kan oopmaak om myself te kan raak sien soos ek werklik is. Nie soos ek dink ek is of soos ek graag wil wees nie, maar soos ek werklik is. Dit is net die lig van die woord van die Here waarmee die Gees helder op my skyn, sodat die onsigbare van my lewe vir myself sigbaar word. Dit is genade, want eers as ek dit kan sien, dan kan ek anders begin bid. En bid dat die Here nie by my moet verbykyk nie. Hy kan dit in sy regverdigheid nie doen nie. Hy wil dit in sy genade ook nie doen nie. Hy moet my raak sien en hy wil my raak sien. En daarom word my gebed, Here, sien my tog raak, maar sien my in genade raak. Nie soos ek in myself is nie, maar soos wat U my nuut gemaak het. Sit tog as 'n brief die bril van die soenverdienste van Jesus Christus op, wanneer U na my kyk. Kyk dan met my, na my met U vriendelike aangesig. Goeienaand.